Ons skriflesing vanaand is Openbaring 2 vers 12 tot 17. As julle sukkel om dit te kry, is ek baie bekommerd oor julle Bybelkennis. Skryf ook aan die boodskapper van die gemeente in Pergamum. Dit sê hy wat die skerp swaard met die 2 snykante het. Ek weet waar jy woon, daar waar die troon van Satan is. Jy hou egter aan my naam vas. Jy het selfs nie jou geloof in my verloon nie. In die dae toe Antipas, my betroubare getuie, doodgemaak is daar by julle, waar Satan woon. Maar ek hou 'n paar dinge teen jou. Jy het mense in jou midde wat die leer van Biliam aanhang. Hy het Balak geleer om 'n stryk vir die kinders van Israel te stel, naamlik om van die afgodsoffers te eet en hulle onsedelik te gedra. Net so het jy ook mense wat die leer van die Nikolaïte aanhang, wat hulle op hierdie manier gedra. Kom dan tot bekering. Anders sal ek baie gou na jou toe kom en met die swaard van my mond teen hulle oorlog maak. Laat die wat ore het, luister na wat die Gees aan die gemeente sê. Aan wie oorwin, sal ek van die verborgde manna gee, en ek sal vir hom 'n wit klippie gee, ja, 'n klippie waarop 'n nuwe naam gegraveer is, en wat niemand anders ken nie, behalwe die een wat dit ontvang. Ons lees tot sover. Wanneer ons in Openbaring van Pergamum lees, gaan dit nie net oor 'n plek op 'n kaart nie. Dit was 'n stad met 'n sterk geestelike invloed. Vandag staan die stad as Pergama bekend en lê ongeveer 70 km noord van Smyrna en so wat 25 km van die kus af, naby die Caicusrivier. Pergamum was nie net 'n hawe nie. Dit het op 'n heuwel gestaan en was soos 'n vesting, 'n belangrike plek met 'n lang geskiedenis van politieke en godsdienstige mag. In Johannes se tyd was Pergamum die hoofstad van die Romeinse provinsie Asië en 'n sterk sentrum van keiseraanbidding. Dit was vol tempels vir gode soos Zeus, Athene en Dionysus. Daar was ook mediese sentrums, filosofiese skole en selfs okkultiese praktyke. Die keiser self is daar as 'n god aanbid. Mense het van oral gekom om wysheid, genesing en godsdienstige belewennisse te soek. Dit is juis in hierdie donker en de mekaar konteks dat Jesus vir die gemeente sê, ek weet waar julle woon. Julle woon waar die troon van Satan is. Die gemeente in Pergamum word ook geprys as 'n geloofsgemeenskap wat leef onder die gewig van die magtige wêreldorde. In daardie tyd was die wêreldorde onderhewig aan die Pax Romana. Die naam Pax Romana beteken Romeinse vrede. En dit het 'n skynbare stabiliteit gebring, maar dit was 'n vrede wat gebou is op onderwerping, vrees en die vergoddeliking van die staat. En tog sê Jesus vir die gemeente in Pergamum, julle hou vas aan my naam, julle het julle geloof nie verloon nie. Selfs toe Antipas, een van hulle eie, sy lewe moes gee vir sy getuienis, het hulle staande gebly. En dit is presies wat sy lewe teenwoordig het. Antipas se naam beteken teen alles, en dit is presies wat sy lewe verteenwoordig het. 'n Nee vir die leuns van die keiser en 'n ja vir die Here Jesus Christus. Dis nie net 'n plaaslike stryd hierdie nie. Dis die kosmiese stryd tussen die God van die hemel en die magte van die bose. Die gemeente in Pergamum het sterk gebly teen druk van buite, maar daar was ook 'n gevaar van binne die gemeente self.
Jesus waarsku die gemeente teen twee goed: die leer van Bileam en die leer van die Nikolaïte. Maar wie was hulle? Bileam was 'n profeet waarvan ons lees in Numeri, wat geweet het hy mag nie Israel direk aanval nie. Maar hy het vir Israel se vyande gewys hoe hulle die volk van God van binne af kan laat val, deur hulle te verlei om saam met afgodsdienaars te eet, feeste vier en losbandig te leef. Hy het hulle geleer om met sonde gemaklik te raak, alles onder die naam van vriendskap en vrede. Die Nikolaïte het iets soortgelyk gedoen in die tyd van Johannes. Hulle het gesê dis oukei om aan heidense feeste en gebruike deel te neem, solank jy maar net innerlik aan Jesus getrou bly. Dis asof hulle gesê het, jy kan maar buitekant soos die wêreld leef, solank jou hart net reg bly. Dit is 'n baie gevaarlike kompromie. Jesus praat reguit hieroor. Hy hou nie van 'n halwe hart nie, want kompromie maak ons geloof stadig maar seker swakker. Dit trek ons weg van die waarheid. Dit laat ons liefde vir God minder word. Dit maak ons ongehoorsaam. En vandag sukkel ons met dieselfde ding. Ons leef in 'n wêreld waar godsdiens iets persoonliks en privaat by die huis moet bly. Die wêreld sê, glo wat jy wil, maar hou dit vir jouself. En dan wonder ons, hoe stil mag ek wees oor my geloof? Hoe ver kan ek saamgaan met dinge in die samelewing wat teen die Bybel is? Wat gaan die mense om my dink as ek sê waarin ek glo? Gaan ek verwerp en uitgelag word? Ek het selfs vir jare daarmee gesukkel. Ek het ook al hoe meer begin glo dat geloof 'n private saak is. Ek sou enigiets doen om net die aanvaarding en goedkeuring van ander te kry. Maar, dit het my lank gevat om dit te besef, maar ons hoef nie alles te doen of alles goed te keur, net om ander se goedkeuring te wen nie. Jesus roep ons om hom met ons hele hart te volg, sonder skaamte en sonder om ons geloof af te water om in te pas. Maar ek weet, dit is nie altyd maklik nie. Soms voel dit werklik te moeilik om op te staan vir waarin 'n mens glo. Vandag lag mense maklik agter jou rug of rol hulle oë as jy 'n standpunt inneem wat op Bybelse oortuigings gebou is. Dit gebeur nie altyd hard of direk nie, maar jy voel dit. Daardie stil oordeel, daardie ongemaklike stilte in 'n gesprek. En ek sien dit veral onder jong mense. Dis asof dit deesdae vreemd is om reguit oor jou geloof te praat. Asof jy 'n bietjie oudtyds of 'n bietjie te ernstig is, as jy nog glo dat daar so iets bestaan soos waarheid en heiligheid. Maar selfs dan, juis dan, wanneer dit voel of jy alleen staan met jou geloof, fluister Jesus sag sy woorde vir ons. Moenie bang wees nie. Hou moed. Ek sien jou. Ek weet waar jy woon. Ek weet hoe moeilik dit is om getrou te bly in 'n wêreld wat anders dink en anders leef. Maar ek is by jou. En net daardie wete, dat Jesus weet en dat hy saam ons is, bring nuwe moed. Want hy los ons nie alleen in die spanning tussen waarheid en wêreld nie. Inteendeel, hy kom self na ons toe, met 'n swaard in sy hand. Maar wanneer Jesus homself aan die gemeente in Pergamum voorstel, doen hy dit nie met 'n sagte beeld nie, maar as die een wat die skerp, tweesnydende swaard dra. Dis nie 'n swaard van geweld nie, maar 'n swaard van waarheid, die swaard van sy woord. En dit sny baie diep. Dit sny deur valsheid, deur verskonings, deur kompromie en deur die vrees wat ons soms stil maak oor ons geloof. Dit sny nie om te vernietig nie, maar om te genees. Vir die Jode was waarheid nooit net 'n idee of 'n opinie nie. Dit was 'n pad om te loop. En Jesus is nie net die een wat die waarheid praat nie. Hy is die waarheid. Daarom roep hy ons nie net om die waarheid te glo nie, maar om waarheid te wees.
In ons woorde, in ons verhoudings, in ons keuses, selfs in die manier waarop ons stil bly of optree. Maar ons doen dit nie met harde stemme of veroordelende of judgmental vingers nie. Jesus se waarheid is nie 'n hamer nie. Die Bybel moenie gebruik word om mense te kap om hulle in die regte plek te hou nie. Dit is lig, dit is liefde en dit is heiligheid. Daarom bring ons sy waarheid nie met arrogansie nie, maar met sagmoedigheid en oortuiging. Want dit is die styl van Jesus, vol genade, liefde en waarheid. Jesus eindig sy brief aan Pergamum nie met 'n waarskuwing nie, maar weer eens met 'n uitnodiging. 'n Belofte van oorwinning vir die wat volhard. En hy gebruik twee beelde wat destyds diep betekenis gehad het en wat vandag nog vir ons betekenis het. Die eerste beeld is die verborge manna. Hierdie manna verwys na God se sorg en sy genade, wat nie altyd fisies sigbaar is nie, maar altyd daar is. Soos hy Israel elke dag in die woestyn gevoed het met brood uit die hemel, so sal hy ons dra en versorg. As jy moeg is, as jy voel jy het niks oor om jou te gee nie, herinner Jesus jou, jy sal nie leeg bly nie. Hy gee nie altyd op die manier wat ons verwag nie, maar altyd op die manier wat ons nodig het. Geestelik en fisies voed Jesus ons met sy teenwoordigheid, sy vrede en sy krag. Die tweede beeld is 'n wit klippie met 'n nuwe naam. In die antieke wêreld was 'n wit klippie gebruik as 'n toegangskaart tot spesiale feeste en ook as simbole van vryspraak in die hof. Hierdie beeld is eintlik so ryk, want al voel jy uitgesluit in die wêreld omdat jy vir Christus kies, sê Jesus, jy het toegang tot my. Jy mag verwerp word deur mense, maar jy is aanvaar in God se koninkryk. Jy het nie net toegang nie, jy het 'n plek, jy het 'n naam. En nie net enige naam nie, maar 'n nuwe naam wat 'n teken van jou nuwe identiteit in hom is. Jy is nie net 'n nommer nie. Jy is nie net 'n skroef wat maklik vervang kan word in 'n baie groot masjien nie. Jy is gesien, geken en geliefd. Jy is syne. Die einddoel van die waarheid is nie net om reg te wees nie, maar om volledig in Christus te wees. Maar hoe koppel ons hierdie les oor die waarheid in Christus met ons moderne lewens vandag? Die druk van nasionalisme, staatsverering en kultuurmag is nie vreemd aan ons tyd nie. In die Tweede Wêreldoorlog het miljoene mense gebuk gegaan onder 'n stelsel wat lojaliteit aan die leiers geëis het. Maak nie saak wat dit gekos of gevra het nie. Die kerk in Duitsland het in baie gevalle geswoeg, behalwe 'n paar wat die prys betaal het om getrou te bly. Ook in Suid-Afrika het baie gemeentes tydens apartheid die keiser se kant gekies uit vrees, gemak of ideologie in plaas van Christus se. Gemeente, ons woon ook vandag waar die troon van Satan is. Ons leef tussen ideologieë wat mense van God af wegtrek. Ons leef tussen leuns wat soos die waarheid lyk. Ons leef tussen materialisme wat die siel leeg maak. Ons leef tussen seksuele losbandigheid wat liefde vervals en magsbeheptheid wat baie maklik ons harte kan verhard. Dis ons wêreld en dis nie maklik om getrou te bly nie. Maar Jesus roep ons nie net om teen iets te wees nie, maar om vir hom te wees. Met die swaard van sy woord roep hy ons nie na oordeel nie, maar na waarheid, na getrouheid en liefde wat nie kompromie maak nie. En wanneer ons gehoorsaam is, selfs al kos dit ons iets, maak hy die pad oop. Jesus gee verborge manna, wat daardie kos is, wat die wêreld nie verstaan nie, maar wat ons siele voed. Jesus gee 'n wit klippie,
wat 'n teken van vryspraak en toegang is. Ons is welkom by hom. Ons is ingenooi. Jesus gee vir ons 'n nuwe naam. Want ons is nie vasgevang in ons verlede nie. Ons is in Christus herskep. En dan, asof dit nie genoeg is nie, maak Jesus 'n deur oop. Nie net een wat ons self hoef oop te stoot nie, maar een wat hy oopmaak. Een wat niemand kan sluit nie. Dit is 'n deur van geleentheid, van roeping en van 'n nuwe begin. Dit is 'n deur na lig in donker tye. Dit is 'n deur na geloof in 'n wêreld vol twyfel. En dit is 'n deur na hoop vir elkeen wat voel of hulle wil moet opgee. Laat die wat ore het, luister na wat die Gees aan die gemeente sê. Hy is hier. Die deur is oop. Gaan deur met moed, met oorgawe en met geloof. Amen. Hemelse Vader, U het met regverdige woorde en met 'n genadige hand tot ons gespreek. Dankie dat U ons roep tot getrouheid, selfs wanneer dit moeilik is. Help ons om vas te hou aan U naam, om die waarheid lief te hê en om nie te soeg voor die druk van hierdie wêreld nie. Vul ons met U Gees, sodat ons met vrymoedigheid en nederigheid kan leef as ligdraers van Christus. Gee ons die krag om te volhard en die wysheid om te kan onderskei tussen wat reg en verkeerd is. En wanneer ons struikel, Here, bring ons na U genade troon. Ons loof U vir U liefde wat nooit faal nie. In Jesus se naam bid ons dit. Amen.